Hi graad 12, kom ons loer na die 2025 Maart vraestel. Um wat deur die Vryheidsdepartement opgestel is. Ons gaan spesifiek kyk na vraag nommer 3. Nou, as mense vinnig deur hierdie vraag scan, want ek het mos vir julle gesê, as 'n mens met 'n vraag begin, dan kyk 'n mens vinnig waaroor gaan die vraag en dan gaan 'n mens na jou formuleblad toe en jy gaan highlight gou jou formules om ten minste net vir jouself te herinner waarmee jy werk. Okay, goed. So, nou as ons nou kyk na hierdie vraag, dan kan ons natuurlik sien ons werk met funksies hierso. Okay, goed. So ons werk met funksies. Ons kan sien fx is gelyk aan die vierkantswortel van x oor a en dan gee hulle vir my 'n beperking hierso wat sê dat ons moet hierdie funksie bestaan nou net vir x waar x kleiner en gelyk is aan 0. Hulle sê vir ons die punt P minus 8 en 2 lê op die grafiek van f. Okay, dan kan julle sien hulle soek die waarde van a, ons gaan dit moet uitwerk en dan bepaal die inverse van die grafiek. Okay, so as mense vinnig kyk na die vraag, net na 3.1 en 3.2, dan kan ons al klaar sien dat hierdie vraag word gevra uit die hoofstuk funksies en inverses. Nou julle die hartseer deel hiervan is dat daar nie formules op die formuleblad is wat julle gaan help met funksies en inverses nie. So hierdie is als beginsel gebaseerd en ek gaan so ver as moontlik vir julle help om hierdie goedjies te kan beantwoord. Dit is nog in hierdie stadium is dit nog nie vir julle of op hierdie stadium is dit nog nie vir julle en dit is nog vreemd vir julle. So kom ons werk gou-gou idee. So ek gaan vir julle notas gee soos wat ek aanbeweeg, maar kom ons begin net stap vir stap soos ek dit verkies om dit te doen en dis weer dit ook moet doen vir my in die toets. OK. Kom ons werk so 'n bietjie met ligblou. OK, goed. Hulle gee vir ons die funksie fx, onthou fx staan altyd vir y. Okay, fx is gelyk aan die vierkantswortel van x oor a. Okay, so dit is my funksie, oudjies. Nou, hierdie is 'n funksie wat ons nie noodwendig, of ons het dit nie in graad 11 gesien nie. Okay, 'n vierkantswortelfunksie, 'n tot die mag 'n half funksie. Ons ken 'n tot die mag 2 funksie wat 'n parabool is, okay? Maar hierdie ken ons nou nie. Okay. So ek wil net vanaand vir julle sê dat julle sommer net as julle 'n vierkantswortel funksie sien, 'n funksie met 'n vierkantswortel, dan weet julle, onthou julle het mos nou al in die klas geleer van inverses dat 'n vierkantswortel funksie is die inverse. Okay, so dit is die inverse van 'n parabool julle. Okay, so dit is die inverse van 'n parabool. Okay. So dit is wat julle dadelik moes raak gesien het hierso deur julle leerwerk in julle boeke. Okay? So fx, die funksie f, ehm ja, die funksie f het 'n vierkantswortel in en in die vierkantswortel is daar natuurlik dan nou 'n breek wat vir ons gevra word. So onthou fx is my y-waarde en dan x in my vierkantswortel is my x-waarde en ons gaan 'n waarde vir a moet kry in 3.1. OK. So oudjies, dit is wat julle moet weet vir my, inverse van 'n parabool. Goed, dan beweeg ons aan na die volgende gedeelte toe. En dit is hierdie gedeelte wat vir my sê, dit is my beperking wat vir my gegee word. OK, x is kleiner en gelyk aan 0. OK, so daai is my beperking wat vir my gegee word. OK. So dit is die beperking wat vir my gegee word en die beperkings is baie belangrik julle. Jy kan nie met funksies en inverses verby hierdie beperking kyk nie, want dit gaan bepaal waar jy jou skets gaan teken op jou kwartetiese vlak ook. OK. Goed, so dit is nogals belangrik. So ons weet hierdie funksie is die inverse van 'n parabool, oudjies, en ons weet hoe 'n parabool lyk, so die omgekeerde van 'n parabool en dan jou beperking sê vir my dat vir die funksie gaan ons hom teken vir my vanaf my oorsprong en my negatiewe kant van my x-as. OK. En dan sê hulle verder vir ons, hulle sê vir ons die punt P minus 8 en 2 lê op die grafiek van F. So hulle gee vir ons 'n punt wat natuurlik dan nou op hierdie grafiek lê. So dit is iets wat ons kan gebruik natuurlik. Okay, om vir A op te los en om inverses te bepaal en om ook die grafieke te teken. Okay, so hier kom die mooi oplet gedeelte. So ons het ons funksie
Ons het ons beperking en ons het 'n punt op die funksie wat vir ons gegee word. So die eerste vraag wat hulle vir ons vra is bepaal die waarde van A. Okay. So bepaal die waarde van A. Nou kom ons val gou-gou weg en doen dit, ouetjies. Nou om die waarde van A te bepaal, daarso is A, ouetjies. A is in my vergelyking, in my funksie self en ons moet nou vir A gaan isoleer om die waarde van A te kry vir 2 punte. Nou ouetjies, natuurlik, ons wil net een onbekende hê. Ons wil net vir A as 'n onbekende hê sodat ons vir A kan oplos. So ons moet ons weet fx is y en x is x natuurlik. So ons wil y en vir x gaan vervang met waardes sodat A my enigste onbekende is. En ouetjies, hier word mos vir my 'n punt gegee. So daar word vir my 'n x-waarde van -8 gegee en daar word vir my 'n y-waarde van 2 gegee. So ek gaan hierdie punt P moet instel in hierdie funksie in om vir A te gaan kry, ouetjies. So dis wat ek gaan doen. Ek gaan sê dis dan natuurlik 3.1 julle. So ek gaan sê ek gaan vir punt P, so stel hierdie punt P wat 'n x-waarde het en 'n y-waarde het in. So ek gaan hierdie punt gaan instel. Asseblief julle onthou altyd dit. As punte vir jou gegee word en jy moet 'n waardes van iets uitwerk, oorweeg dit asseblief altyd om 'n punt in te stel want 'n punt het 'n x en 'n y-waarde wat jy gaan uittel. Okay. So dan gaan jy nou vir my gaan sê, goed. So in y se plek onthou fx beteken tegnies dan nou y. Okay, dis jou y-waarde. Okay, so jy gaan in y se plek, in fx se plek gaan jy die y-waarde gaan instel en dit is 2. So jy gaan vir my sê 2 is gelyk aan, dan gaan jy jou vierkantswortel gaan teken met jou breeklyn binne. Okay, dan gaan jy vir x gaan vervang met jou x-waarde van jou koördinaat en dit is dan -8. So jy vervang vir x met -8. En natuurlik, ons wil vir A bly my onbekende, ons wil vir A gaan oplos. Alright, so nou van hier af is dit 'n vergelyking en ons moet vir A gaan oplos. Dis nou net simpel algebra wat ons hierso gaan gebruik. So ouetjies, die feit dat jy 'n punt moet instel, dit is die beginsel wat jou gaan help om vir A op te los. Okay. So nou kan ons begin wegval julle. Om vir A te probeer isoleer. Okay, om vir A te probeer alleen kry. A is heidaglik nou onder 'n vierkantswortel en hy is 'n noemer. Okay, so ons moet eers van die vierkantswortel ontslaa raak en dan van die breek ontslaa raak en dan gaan ons 'n waarde van A hê. So hoe raak ons ontslaa van 'n vierkantswortel, ouetjies? Ons weet natuurlik, ons moet die hele term kwadreer om van die vierkantswortel ontslae te raak. Wat ons aan die een kant doen van die vergelyking, moet ons ook aan die ander kant doen van die vergelyking. Okay. So wat hierso gebeur nou, die rede hoekom ons die vierkantswortel gekwadreer het, is sodat die kwadraat en die vierkantswortel kan uitkanselleer. So nou sit ons net met -8 oor A of -8 oor A. Wat ek eintlik wou sê is 'n mens kan daai minus kan voor die breekhok staan of hier onder by die A, dit maak nie saakie. Okay, en dan 2 tot die mag 2 aan die linkerkant van hierdie vergelyking sit ons nou met 4. Okay. Oukies, hier's nou nog 'n maklike beginsel hierso wat vir ons sê jy kan natuurlik gaan maal met A om van die breek ontslae te raak en so aan, maar dis tegnies wat ons gaan doen. Maar wanneer ons daai 4 staan nou tegnies ooreen en dan sit jy met 'n breek aan die linkerkant van jou vergelyking en aan die regterkant van jou vergelyking, so ja, jy kan net oor kruis maal ook en jou antwoord kry of jy kan net met die A maal, dit maak nie saak nie. So as jy gaan sê 4 maal met A oor kruis gaan oor die is gelyk aan vermenigvuldig, so jy gaan sê 4 maal A en dit gee dan vir jou 4A en dan gaan jy aan die teenoorgestelde kant oor kruis maal en dis 1 maal -8. So jy skryf jou is gelyk aan en dit gee vir jou ook dan nou -8. Okay. So oukies, nou om vir A alleen te kry, gaan 'n mens net deel deur 4 natuurlik. So jy gaan deel deur 4 en dan moet jy ook aan jou regterkant deel deur 4 en dan het jy nou vir A alleen en dan -8 gedeel deur 4 gee natuurlik dan vir jou -2. So oukies, daar het jy jou 2 punte. A is gelyk aan -2. Okay, so die beginsel hierso is as jy 'n punt het, stel hom in en sodat A jou enigste onbekende is wat jy dan net verder gaan oplos. So die antwoord is A is gelyk aan -2
En natuurlik, oudjies, hierdie is 'n groen vraag. Julle moet hierdie 2 punte kry. OK. Oudjies, asseblief. As jy 'n punt het, stel hom in. OK, om die lewe vir jou makliker te maak. Goed. Kom ons beweeg aan na 3.2 toe. Ons het nou die waarde van A, onthou dit, né? Daar's 'n rede hoekom hulle dit vir ons gevra het eerste. So ons moet dit nou basies daar in my vergelyking gaan ons daai waarde van A kan ons nou gaan vervang met -2. OK, onthou dit. Goed, nou kom ons beweeg aan na 3.2 toe. By 3.2 sê hulle vir ons bepaal die inverse van die grafiek van F. OK. So ons moet die inverse gaan bepaal van die grafiek van F, oudjies. Nou die inverse beteken ons ruil vir X en vir Y om. Dit is wat dit beteken. Nou ons weet alreeds, ons het dit al klaar hierbo gaan skryf, right? Ons het gaan skryf dat hierdie funksie wat hier vir ons gegee word is die inverse van 'n parabool. So 'n parabool en hierdie funksie is mekaar se inverses. So as ek hierdie funksie se inverse moet gaan doen, wat hulle nou vir my vra by 3.2 om die inverse van hierdie funksie te doen, van F te doen, dis van die funksie, dan weet ek my antwoord gaan 'n parabool wees. OK. So ons verwag dan nou dat my antwoord van hierdie inverse 'n parabool gaan wees. So kom ons val gou-gou weg. Bepaal die inverse. So ons gaan nou eers te gaan, oudjies, wanneer jy inverses bepaal, gaan skryf jou oorspronklike funksie presies soos wat hy is. So dis fx is gelyk aan die vierkantswortel van x. Oudjies, onthou ons het nou 'n waarde van a, so jy gaan nêrens kom as jy hier weer a skryf nie. Jy moet a gaan vervang met -2. OK, so daar het jy nou die funksie wat vir jou gegee was, die funksie van fx. OK, so nou gaan ons die inverse van hierdie funksie moet gaan bepaal. Oudjies, en jy moet net weet, inverse beteken so maklik soos jou x-waarde en jou y-waarde ruil net om in jou funksie self. OK, so dit is ook 'n baie belangrike beginsel. OK, so dis die volgende beginsel. Onthou niks op jou formuleblad nie. Hierdie goed gaan jy net deurkom deur leerwerk in jou boek en om jou beginsels te ken. OK, so voordat ons die inverse doen, is dit altyd, ek sal voorstel dat jy hierdie fx gaan verander na 'n y toe. OK, gaan verander net vir die ruiling van x en y, gaan verander jou fx vir my in y, en dan gaan jy nou ongelukkig, dit is 'n ekstra stap, maar dit maak die lewe makliker. So ons het letterlik net in hierdie stap, het ons fx in 'n y gaan verander, sodat dit makliker vir ons is om ons y en ons x te kan omruil. OK, so kom ons ruil gou-gou ons y en ons x om, want dis wat ons doen met die inverse. So nou gaan jy gaan sê, x is gelyk aan die vierkantswortel van y oor -2. Daar het ons nou vir x en vir y omgeruil. OK, oudjies, en dit is al wat inverse is jy moet letterlik net jou funksie gaan neerskryf, fx, gx, hx, wat ook al gaan vervang met y, en vir x en vir y gaan omruil. OK, so daar kry jy al klaar punt, net omdat jy die 2 omgeruil het, omdat jy daai beginsel ken. OK, maar oudjies, jy's nog nie klaar nie. OK, jy's nog nie klaar met hierdie vraag nie. Jy moet nou, sodra jy vir x en vir y omgeruil het, moet jy weer vir y die onderwerp gaan maak van hierdie vergelyking. Met ander woorde, jy soek nie vir x alleen aan een kant nie, jy soek weer eens vir y alleen aan een kant. So direk nadat jy hulle omgeruil het, kry vir y alleen weer eens. OK, so ons gaan dit nou probeer doen natuurlik. Nou y is weer eens onder 'n vierkantswortel, oudjies, so om vir y alleen te kry, wat gaan ons doen? Ons gaan die hele ding gaan kwadreer. Wat ons aan die regterkant doen van 'n vergelyking, moet ons ook aan die linkerkant doen van 'n vergelyking, julle. So ons sit nou met x kwadraat is gelyk aan natuurlik daai vierkantswortel en daai kwadraat het uitgekanselleer, en dan sit ons nou net met y oor -2. Alright, nou is dit maklik, oudjies, ons wil vir y alleen hê, so ons moet letterlik net aan weerskante maal met -2, sodat dit en dit gebeur, dan gaan ons mos nou vir y alleen hê, OK, en dit gaan dan gelyk wees aan, ons moet die kant ook maal met -2, so natuurlik gaan dit wees -2. Oudjies, dit lyk ekskuus, kom ons maak nou nie so nie. Ek bedoel nou nie, onthou jy moet die hele ding, jy moet x kwadraat maal met -2, OK? So ek gaan dit bietjie verder skryf, sodat jy kan sien.
dat jy die hele ding moet maal met met minus 2. So dit gaan dan wees, daai minus 2 gaan dan voor die x kwadraat staan, okay? So dit gaan dan wees minus 2x kwadraat. Okay, oukies. So daar het jy nou die inverse van hierdie grafiek gaan skryf. Okay, so jy kan hier stop vir jou 3 punte, of eintlik nou nie, oukies, jy moet ook nog 'n ander ding onthou, nog 'n baie belangrike ding onthou hierso. Okay, wanneer jy jou oorspronklike funksie skryf, nê? Ek het dit nou nie gedoen nie, maar jy mag dit nie vergeet nie. So wanneer jy jou oorspronklike funksie skryf en hulle het vir jou 'n beperking gegee, onthou hulle het vir jou 'n beperking gegee hierson, nê? Hulle het vir jou gesê dat x is kleiner en gelyk aan 0. So asseblief ouetjies, voordat jy jou inverse en goedjies gaan doen, nê, is dit baie belangrik om jou langs jou oorspronklike funksie net jou beperking te gaan neerskryf. Okay, want jou beperking speel 'n groot rol in jou antwoord. Okay. So ouetjies, daarso is dan jou beperking. So jou beperking was x is kleiner en gelyk aan 0. Nou moet jy net onthou dat wanneer jy jou inverse doen, gaan jou beperking natuurlik ook omdraai en jou beperking gaan dan wees x. As hy hierso kleiner was, julle, gaan hy dan hierso groter as 0 moet wees. Okay. So dit is dan nou wat met jou beperking ook gebeur en jy kry 'n punt. So jou 1 punt sou gewees het om vir x en vir y omgeruil het. Jou ander punt is dan as jy reg vir y geïsoleer het, okay? So basies die vergelyking van jou parabool gekry het en dan jou derde punt sou gewees het dat jy jou beperking verander het van kleiner en gelyk aan 0 na groter en gelyk aan 0 toe. So daar is jou 3 punte. Okay, jy kan hom so los en jy gaan jou 3 punte kry, maar as jy hom in terme van, onthou inverse is mos nou daai, dis hoe inverse lyk, so jy kon hom ook geskryf het as dit, is gelyk aan minus 2x kwadraat en dan kon jy net jou beperking daarby geskryf het. Okay, so jy kon hom so gelos het, dit, ja, jou antwoord kon dit gewees het, hierso, dit kon dit gewees het, jy sou jou punte gekry het, of jou antwoord kon dit gewees het, en jy sou jou punte gekry het vir 3 punte. Ok, julle, so ek hoop julle verstaan, so ja, dit is basies hoe inverses werk, beginsels is baie belangrik, so jy onthou jou beperking asseblief aan die begin, want dit gaan vir jou 'n punt kos as jy dit nie doen nie, en dan ruil jy jou x en y om, kry vir y weer alleen, en dan onthou om jou beperking ook te gaan omruil. Goed, nou kom ons beweeg na nommer 3.3 toe. Ok, nou oukies, nou wag. Ek net vandag met julle praat oor die inverse. Ek het mos vir julle gesê, toe ons nou hier heel bo gekyk het, nee, toe ons nou hier na die vraag begin kyk het, toe sê ons vir mekaar, die inverse van 'n funksie met 'n vierkantswortel gaan vir my 'n parabool gee. En kan julle sien hierso, kan julle sien dat hierdie funksie wat my finale antwoord is, nê? Y is gelyk aan minus 2x kwadraat. Dit is 'n parabool inderdaad. OK. So dit is ons het reg gewerk. Ons verwagtings is dat ons inverse 'n parabool moet wees. OK. Maar oukies, net kom ons praat net gou-gou oor hierdie vergelyking hierso. Y is gelyk aan minus 2x kwadraat. Alraai, kan julle sien jou standaard vergelyking van 'n parabool is mos nou, y is gelyk, hy het meer as 1, maar nou net in terme van ax kwadraat plus bx plus c. Ons gaan nie die draaipunt vergelyking hier neerskryf nie. Maar nou ja, daai is jou standaard vergelyking. Kan julle sien, dis nou net hierdie ax kwadraat gedeelte wat ons hierso het. Kan jy sien hierdie bx plus c gedeelte word nie genoem nie. Oukies, nou ons weet plus c is jou y afsnit en jou plus bx is natuurlik hoe jou hoe jou parabool links en regs skuif en op en af skuif met die bx plus c. Ok, so ons weet nou, as daar nie 'n bx plus c is nie, dan gaan hierdie parabool se draaipunt gaan deur die oorsprong. Ok, so dis al wat ons hierso moet besef, julle, daar is nie 'n bx plus c in hierdie parabool se vergelyking nie, so die draaipunt gaan deur die oorsprong gaan van 0, 0. Ok, kom ons beweeg aan, nadat ons dit weet en dit verwag. Ok, goed, dan sê hulle vir ons by 3.3, skets beide grafieke. Ek wil net vandag vir julle hierso sê, ek het klaar gesê,
dat vraag 3.1 was definitief 'n groen vraag. Nou julle, ek sal dan nou sê vraag 3.2 is ook ja, veronderstel om 'n groen vraag te wees. Ag, weet julle wat, net as gevolg van die feit dat daar beperkings en alles betrokke is, kom ons maak dit maar 'n geel vraag vir julle. Want van julle vergeet om jou beperking te skryf en om die teenoorgestelde van die beperking te doen, so van julle gaan definitief al hierso punte verloor. So kom ons maak dit maar 'n geel vraag hierso. Okay, dan beweeg ons aan na 3.3 toe. En dan sê hulle vir ons hier skets beide die grafieke van F, oudjies, dis die grafiek wat vir ons gegee was, en die inverse van F op dieselfde assestelsel en wys ten minste, hulle soek een punt, okay, en hulle soek die afsnitte vir elkeen van die grafieke. Okay, so kom ons val weg. Julle gaan nou net ongelukkig my sketsvermoëns moet verskoon. Ek gaan my bes te probeer. Okay, goed. So kom ons teken gou ons kartesiese vlak julle. Dit is tog maar dit gaan meeste van die tyd vir julle gegee word in die toets. Oukies, dis my beste wat ek kan doen. Maar julle gaan verstaan as ek klaar is met hierdie. Okay, daar's my y-as natuurlik. Kom ons probeer nou maar my x-as so na as moontlik in die middel van die ouetjie teken. Okay. Goed. En daarso is my x-as, okay? So dit weet ons nou julle, daar's my y-as en dan daarso is my x-as, daar's my kartesiese vlak. Okay. Nou ouetjies, ek sal voorstel dat julle begin by die funksie wat vir jou die maklikste is. En onthou, ons doen al van graad 10 af, werk ons al met parabole. So ons weet, f is die inverse van 'n parabool, so dis bietjie moeiliker om te teken. En dan, maar daar is leerwerk in jou boek. Ek gaan nou vir jou wys, as jy by hom wil begin, kan jy by hom begin. En dan natuurlik weet ons ook dat die inverse is in die geval die parabool. Okay, so die inverse van f het ons nou klaar vir mekaar gesê, dit is die parabool. So ek sou dan begin net met die funksie wat vir my die makliker funksie is. Okay, so kom ons gaan doen dit. Ag ouetjies, tegnies hierso gaan dit nou nie saak maak nie, maar kom ons bly nou maar wat ek gesê het. Okay, want daar is leerwerk wat jou gaan help om f ook te kan teken, maar nou ja. Die parabool, ons weet met die parabool, ons het so pas mekaar gesê hierso, hy het nie 'n bx plus c gedeelte nie, so dit beteken dat sy draaipunt gaan deur die oorsprong wees, okay? En ook die waarde van a is negatief, ouetjies, so my parabool gaan 'n fronsende parabool wees, ouetjies. Dis jou eienskappe van 'n parabool wat jy al leer van graad 10 af, okay? So omdat die waarde van a hierso, dit wat voor x kwadraat, omdat dit 'n negatief is, okay, gaan hy natuurlik frons. So ons weet dat ons parabool se vorm gaan wees dat hy frons, en ons weet dan nou ook dat met die beperking wat bykom, gaan ons hom net kan teken waar x groter en gelyk is aan 0. In ander woorde, ouetjies, van die oorsprong af, die positiewe kant van my x-as groter en gelyk aan 0 beteken positief. So ons gaan net die gedeelte van my parabool teken wat aan die positiewe x-as lê. Alright. So nou dat ons weet hoe lyk die vorm van my parabool julle, ons weet hy gaan deur die oorsprong, ouetjies. Hierso is die oorsprong. Okay, dit is waar my draaipunt deur gaan. Okay, dan weet ons gaan met 'n punt werk. Ons kort nou nog 'n punt. Ons weet nou waar ons draaipunt is, maar ons kort nou nog 'n punt want hulle vra vir een punt en die afsnitte. Daai is basies ons afsnitte. Ons oorsprong gaan ons afsnit wees met ons x en ons y afsnitte of asse, ekskuus. En dan die een punt, ouetjies, wat ons ook nodig het, word vir ons gegee. Ouetjies, dis nie rocket science nie. Die punt word vir ons gegee. Daarso word 'n punt vir ons gegee. Punt P minus 8 en 2. Maar onthou, hierdie punt P minus 8 en 2 lê op F. En die parabool
is die inverse van f. So, hierdie punt, ons gaan die x en die y-waarde moet omruil vir die parabool, omdat die parabool die inverse is van hierdie funksie. Okay, so onthou dit. P, hierdie punt, is 'n punt op my vierkants wortelfunksie. Okay, so vir die punt om te werk op my parabool moet ons onthou dat dit die inverse is en ons moet vir x en vir y omruil. Okay, so die punt op die parabool gaan dan basies wees, dit gaan die inverse van punt P wees, en dit gaan dan 2 en minus 8 wees. So jy ruil jou x en jou y waarde om, en dit is hoe jy die punt op jou parabool gaan kry. Okay, so kom ons gaan skryf dit net neer. Okay, vir ons punt op ons parabool, ekskuus, ons is nou nog nie daar nie. Vir ons punt op ons parabool, julle, gaan ons gaan skryf dat die inverse van P gaan dan wees waar ek my x en my y omruil, en dit gaan dan nou wees 2 en minus 8. Okay, so my oorspronklike punt, of kom ons maak dalk net so dat julle mooi kan sien wat gebeur het hierso. So, op funksie f, okay, is punt P mos nou minus 8 en 2. Okay, dan op die inverse van f, okay, gaan punt P mos nou wees dat my x en my y gaan omruil. Okay, dit is wat julle kan raak sien hierso. So basies die twee gaan omruil. So op jou parabool julle, op jou parabool het jy nou 'n punt. So jy vat die punt wat vir jou gegee is en jy ruil jou x en jou y om, dan het jy 'n punt op jou parabool. So ons het vir punt 2 en minus 8. So ons weet ons gaan ten minste 8 op ons y-as moet teken, of op ons asse moet hê natuurlik, op ons x en op ons y. So kom ons kry 1, 2. Ons gaan 2 op ons x-as moet nodig hê vir ons parabool, en dan minus 8. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. So dit is waar 2 lê op my x-as, en dit is waar minus 8 lê op my y-as. So natuurlik, die punt waar hulle by mekaar kom, gaan dan nou daarso wees. 2 en minus 8. Okay, so dit gaan daarso wees. Nou weet ons oukies, daai is punt P, dis die inverse van punt P, en dit is dan 2 en minus 8. Okay, so hulle soek 'n punt. So daar het ons nou vir hulle die punt gegee. Okay, nou kan ons, onthou, ons moet net hierdie parabool teken, sy draaipunt gaan deur die oorsprong, en ons het 'n ander punt. So ons weet, oukies, dat wanneer ons hierdie punt gaan verbind met ons oorsprong, dan het ons gedeelte van ons parabool. Nou, as hulle nie vir ons die beperking gegee het, onthou die beperking van die inverse van f, die beperking wat vir my gegee word, is dat x groter en gelyk moet wees aan 0. Sien julle dit? So x moet net, ek soek net die positiewe kant van die ouetjie, want as jy hom heeltemal wou teken, dan kon jy hom verder gevat het en jy kon sy spieelbeeld aan die ander kant geteken het, ouetjies. Maar omdat hierdie beperking hierso van toepassing is, nê, omdat hulle vir ons 'n beperking gegee het, gaan ons nie daai gedeelte van my parabool teken nie. Ons soek net die gedeelte van my parabool wat lê vanaf 0, sien julle hierdie gelyk aan 0 en groter as 0. So ons gedeelte van ons parabool wat aan die positiewe kant van die x-as lê. So daarom gaan ons hierdie gedeelte van ons parabool glad nie teken nie. Okay. So daar's dit. So dis hoekom ons net daai gedeelte van ons parabool gaan teken. Okay. Goed, julle, nou kom ons by f, en dit is die vierkantswortelfunksie, okay, die een wat vir ons gegee was. So die een wat vir ons gegee was, is dan nou, fx is gelyk aan x oor minus 2, okay, so ons gaan hom nou, en onthou, daar was vir ons 'n punt gegee,
P minus 8 minus 2. So ons kan hierdie punt dadelik gaan teken, punt P minus 8 en minus 2. OK, goed, so punt P minus 8 en minus 2. So minus 8 is op my x-as, so kom ons teken gou-gou daar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. So dis waar minus 8 lê. Onthou, dis nou ons gaan die punt gaan teken daarso. Minus 8 op my x en 2 op my y, so 1, 2 op my y, daar is dit. So waar hierdie 2 ontmoet, is waar ek my koördinaat gaan maak. OK. En nou wil ons weet, OK, so ek het nou hierdie punt, nê, wat ek op die funksie van f het. OK, maar nou dit help my nie veel nie. Ek moet weet in watter rigting ek hierdie parabool gaan moet teken. Verstaan julle wat ek sê? Nou, omdat dit die inverse is van 'n parabool, OK, gaan hy definitief nie in dieselfde rigting loop as die parabool nie. OK, so kom ons kyk net gou-gou. Ek gaan vinnig vir julle wys. Hy gaan in hierdie rigting loop, OK? So hy gaan so deur die oorsprong gaan en hy gaan so. So my parabool gaan so loop en ek gaan nou vir julle wys hoekom dit die geval is, ouetjies. So as jou parabool 'n fronsende parabool is, as die waarde van A negatief is, OK, soos wat hy hier geteken was, dan gaan die inverse gaan dan aan die negatiewe kant van jou x-as basies geteken word. OK. So hy gaan dan altyd aan daai kant geteken word van jou x-as. So jy kyk na jou waarde van A en dit gaan vir jou sê hoe jou inverse, jou vierkantswortelfunksie, hoe hy geteken gaan word. Maar daar's leerwerk in jou boek wat ook vir jou gaan sê hoe dit werk. Nou kyk gou-gou, ek het dit hierso vir julle ingesit. Nou, ons funksie wat vir ons gegee was, kan julle sien, daai negatief sê vir jou waar jy hom teken. OK. So ons funksie wat vir ons gegee was y is gelyk aan die vierkantswortel van x oor minus 2. So kan julle sien, daar is ook 'n minus onder my vierkantswortel. OK. So met ander ja, ons oudjies, ons mag basies nie werk met 'n negatief onder 'n vierkantswortel nie. Verstaan julle? Dis hoekom hierdie beperking daar moet wees, OK? Met ander woorde, x gaan dan kleiner en gelyk moet wees aan 0. Met ander woorde, x gaan 0 moet wees of negatief moet wees, sodat hy hierdie waarde van A, sodat hy die hele breek basies onder die vierkantswortel in 'n positief kan verander, sodat ons basies met getalle kan werk, sodat hierdie grafiek bestaan. OK, want onthou, die vierkantswortel van 'n negatiewe getal is nie reëel, dit bestaan nie. Verstaan julle wat ek sê? So ons kan nie die ding negatief los nie. Daarom sê ons hierdie waarde van x hierso, as hy 0 is, kan julle sien as ons hom vervang met 0 oor minus 2, dan gaan my antwoord 0 wees. Verstaan jy? Ons kan met dit werk. En dan sê ons ook die waarde van x moet kleiner wees as 0. So die waarde van x moet negatief wees. So as ons byvoorbeeld 'n negatiewe waarde, kom ons dit enige negatief 1 gaan insit, kan julle sien, daai negatief bo deel die negatief onder gaan dan maak dat ons sit met 'n positiewe breek. OK. Verstaan julle wat ek sê? Dit is hoekom ons hierdie beperkings hierso het, sodat ons nie werk met negatiewe getalle onder die vierkantswortel nie. OK. Goed, dan natuurlik wanneer ons ons getal onder ons vierkantswortel positief gemaak het, kan ons antwoord dan nou glad nie negatief wees nie, tensy daar 'n negatief voor die vierkantswortel is, maar daar is nie. So daarom moet y dan 'n positiewe antwoord wees, okay? So y is dan groter en gelyk aan 0. So dis waar hierdie beginsels vandaan kom. En oudjies, hierdie kom uit julle boeke uit, okay? So hierdie was leerwerk gewees. So jy moet weet dat as my vierkantswortel positief is, dit wat voor my vierkantswortel positief is en dit wat onder my vierkantswortel negatief is, dan weet ek dat die gedeelte van my skets wat ek gaan teken, gaan definitief dan nou aan die negatiewe x-as, die negatiewe gedeelte van my x-as en die positiewe gedeelte van my y-as gaan dit lê. So dit is negatiewe gedeelte van my x-as
en my positiewe gedeelte van my y-as, so dit is waar ek hom gaan teken. So oukies, jy moet leer waar jy die oukie kan gaan teken. Okay. Of daar's die logika gedeelte ook, waar jy kan gaan sê, jy kan hierdie beperkings ook self dan nou gaan uitwerk en vir jouself sê dit is waar x moet positief wees en waar x moet negatief wees en waar y moet positief wees, dan gaan jy weet in watter gedeelte en watter kwadrant basies jy die ouetjie gaan moet teken. So ons weet, die ouetjie gaan dan geteken word, hy gaan ook deur die oorsprong gaan en hy gaan deur punt P minus 8 en 2. Okay, minus 8 en 2. Hy gaan deur daardie punt gaan en dan ons gaan hom net tot by die oorsprong vat. Okay, so oukies, daarso is dit. Sien julle? So dit is hoe dit werk. So hierdie gedeelte, jy kan jou beperkings is eintlik dan nou logies, as jy net gaan werk dat jy nie met 'n negatief onder die vierkantswortel wil werk nie, dan moet jou x kleiner en gelyk wees aan 0 en jou y moet dan groter en gelyk wees aan 0. Want die antwoord van 'n vierkantswortel met 'n positiewe getal onder gaan altyd vir jou 'n positiewe antwoord gee. So daarom gaan jou y se waarde ook positief wees. En daar het jy dit natuurlik geteken. So met albei van hulle gaan hulle deur die oorsprong. Okay, jy het hierdie punt was vir jou gegee. Jy moes net logies gaan uitfigure het dat hy aan die kant geteken moet word en dan jou parabool kon jy lekker logies uitgeredeneer het deur net die teenoorgestelde te doen van punt P, die x en die y om te ruil en dan het jy jou skets gehad vir 4 punte. Nou, dit was definitief nie 'n pink ouetjie nie want jy het jou beginpunt gehad hierso. So ek gaan hom 'n geel ouetjie maak net as gevolg van die feit dat as jy hierdie leerwerk gemis het en nie wiskundig logies kan uitfigure hoekom dit aan die negatiewe kant van die x-as moet wees en aan die positiewe kant van die y-as moet wees nie, dan sou jy gesukkel het om die oorspronklike funksie te teken. Okay, so jy sou nie 4 uit 4 gekry het as jy daarmee gesukkel het oorspronklik nie. Okay, so oukies, dit is dan nou die antwoord vir nommer 3.3. Okay, goed. So kom ons beweeg dan nou aan na die laaste gedeelte toe, wat dan nou 3.4 is. En ek net gou hierdie uitgee sodat ons plek het om 3.4 te doen, want ek gaan ongelukkig weer vir julle hierso 'n skets moet probeer teken om hierdie vir julle te verduidelik. So hulle sê as P, onthou wat is P? P is die koördinaat wat vir ons gegee was, nê? P is die koördinaat wat vir ons gegee was. P is minus 8 en 2. Hulle praat van daai P. So as P onthou dat jy kan sommer vir jouself gaan skryf gaan skryf sommer P is minus 8 en 2. Skryf dit sommer op jou vraestel sodat jy dit hier by jou het. Ekskuus, die vraestel is in 1 op jou vraestel. So dis lekker maklik. Jy hoef nie te skryf nie, maar ek het dit nou opgebreek hierso. So ek gaan vir ons skryf dat dit is P. Dit is my waarde of my koördinaat van P. Okay, so as hierdie punt in die lyn y is gelyk aan minus 2 gereflekteer word, oukies, bepaal die koördinate van P aksent en hulle sê dit is dan nou die beeld van P. So daai staan vir oukies, 'n P minus 1 is die inverse en 'n P aksent beteken die beeld van P. Okay, goed. So ek gaan die ouetjie, ek gaan hom ook geel maak want dit is eintlik nie moeilik nie, maar julle sukkel gewoonlik met hierdie 2 punte. Okay, nou kom ons kyk gou hierso. Die logiese redenasie agter hierdie is die volgende. So op jou kartesiese vlak, oukies, ek gaan nie baie mooi teken nie want ek wil net vir julle hierdie beginsel wys en waar dit vandaan kom. Kom ons teken net gou vinnig ons kartesiese vlak. Daar's my x-as en my y-as, okay? Dan gaan teken jy vir punt P. Okay, dit tel net 2 punte, maar jy kan dit sommer rofweg gaan doen. Gaan teken dan vir punt P. Jy kan sommer rofweg gaan sê, okay, daar's waar 2 lê en 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, goed, daar's waar minus 8 lê. So daar is my punt. Daar's my punt P. Okay? Daar is my punt P minus 8 en 2. Doen jouself 'n guns, oukies, en trek vir jouself 'n aparte skets van die een wat jy in 3.3 geteken het, soos wat ek nou hier gedoen het. Okay, so daar is jou punt. Okay, wys vir jouself waar punt P is. Dan gaan trek jy die lyn. Hulle sê vir jou reflekteer hom in die lyn y is gelyk aan minus 2.
So gaan trek jou lyn y is gelyk aan minus 2. Nou waar is y gelyk aan minus 2 hierso? Daar is minus 1, daar is minus 2. Okay, so y is gelyk aan minus 1, so dit gaan 'n horisontale lyn wees. So gaan trek daai stippellyn vir jou. Kom ons maak sommer 'n ander kleur. So gaan trek jou refleksielyn daarso. Okay, trek jou refleksielyn, daar is jou refleksielyn en gaan gee vir hom sê dit is die lyn y is gelyk aan minus 2. Nou, ons soek die beeld van P, okay, in hierdie lyn. So ons soek basies presies waar hy is, okay, soek ons hom aan die ander kant van die lyn. Dit is wat die beeld beteken. Okay, so is basies die spieelbeeld basies, want hy word net gereflekteer. Okay, nou wat ons gaan doen, wat julle kan sien hierso vir my, is hy word in die lyn y is, of die punt P word in die lyn y is gelyk aan 2 gereflekteer. So oukies, jou x-waarde gaan dieselfde bly, kan julle sien. So basies, hy gaan nie rondskuif nie, hy gaan presies reg teenoor daai punt, gaan hy nou net hierso teenoor daai punt gaan lê. So kan julle sien, dat as jy so daaroor dink, dan gaan jou x-waarde van minus 8 gaan glad nie verander nie. Okay. So jou x-waarde van minus 8 gaan presies dieselfde bly. So die beeld van P sy x-waarde, en dis actually al klaar 1 punt. Jy kan sien dat jou x-waarde gaan minus 8 bly. Okay? Nou moet jy net bepaal wat jou y-waarde gaan wees. Nou om hierdie te bepaal, gaan jy nou fisies afbeweeg. Hoeveel plekke beweeg jy af vanaf hierdie y-waarde? Okay, vanaf hierdie y-waarde wat jy hier het tot by jou refleksielyn. Nou kom ons kyk hoeveel plekke beweeg ons. So jy beweeg vanaf 2, 1 en dan 0, okay? En dan moet jy tot by minus 2 beweeg. So dit is minus 1 en minus 2. So hoeveel plekke het jy beweeg vanaf 2 tot by minus 2 en jy het 4 plekke. Dit was 4 plekke gewees, okay? So jy het 4 plekke afbeweeg. Alright. So dit is dan, hierdie punt moet 4 plekke weg wees van jou lyn van refleksie af. Sien julle? So die punt is 4 plekke weg van jou lyn van refleksie af. So natuurlik gaan hy ook 4 plekke weg moet wees van jou lyn van refleksie af onder jou lyn. So ons is klaar by minus 2, so ons gaan minus 3, minus 4, minus 5, minus 6. Dit is 4 plekke weg van jou lyn van refleksie af. So dit gaan by minus 6 dan nou wees. Okay, so dit gaan wees minus 6. Okay, so jou spieelbeeld is dan, jou x bly dieselfde, okay, hy beweeg net oor, so jou x bly dieselfde, dis minus 8, hy bly dieselfde lyn, maar jou y-waarde gaan definitief verskil, en 4 plekke onder jou lyn y is gelyk aan minus 2 is dan minus 6. So daar het jy jou antwoord. So die spieelbeeld is dan minus 8 en minus 6. Okay. So dis die beste hoe ek dit vir julle kan verduidelik en ek hoop julle verstaan dit, dat dit in die toekoms vir julle 'n groen vraag gaan wees en nie meer 'n geel vraag nie. Okay julle, dit was dit gewees vir vraag nommer 3 van die Maart 2025 vraestel.